Kom ons maak die oorloop, dan vra ons net die Here se seën op sy woord. Ons hemelse Vader, ons maak vanmôre u woord oop in die naam van Jesus Christus. En ons wil aan u die eer en die lof bring, dat ons u woord in ons midde het. Want ons bely in diepe afhanklikheid, dat ons alleen u woord kan begryp en kan ontvang met ons verstand en ons innerlike, as die Heilige Gees self vir ons voorgaan. Yes. En daarom wil ons vanoggend bid, Here, dat u deur die woord u naam sal kom verheerlik. Dat u verlossingsplan, wat u self bewerk het, nog dieper en dieper in ons sal kom openbaar. Ons bid, Here, dat u deur die woord ons harte sal kom aanraak. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. As julle my wil volg met die in die Bybel, dan kan ons blaai na Hebreërs 10. Weet jy, ek wil nou nie 'n lang inleiding doen nie, maar ek wil net sê, dit was vir my nou, as ek die woord mag gebruik, weer 'n wonderlike eye-opener om deur die Gees van die Here gelei te word om hierdie gedeeltes te lees en onder die diepe besef te kom van wat die Here in sy woord sê en dan hoe min ek maar self weet. Ek wil hê ons moet lees, ek gaan sulke stukkies lees, maar dit is Hebreërs 10 en ek lees vanaf vers 19. En ons lees tot by vers 39, maar ek lees nie al die verse nie. Ek haal net 'n paar verse uit ter wille van die tyd. Die opskrif van hierdie gedeelte is: laat ons met vrymoedigheid na God gaan. Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. En dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam. En terwyl ons hom ook as groot priester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofssekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggame is gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. Dan kan julle met my saam lees vers 26. Dit is 'n swaar en 'n moeilike woord hierdie. Ja. Wanneer ons opsetlik bly sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, is daar geen offer meer wat ons sondes kan wegneem. Hoor wat sê die Hebreërskrywer. Daar bly alleen 'n verskriklike verwagting oor van oordeel en 'n gloeiende vuur wat die teestanders van God sal verteer. Vers 29. Hoeveel swaarder straf dink julle sal hy kry wat die seun van God verag het, die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is, geminag het, en die gees van genade beledig het. Dan daar by vers 31, die Here sal oor sy volk oordeel. Dit is verskriklik om in die hande van die lewende God te val. Dan kom hy en dan sê hy, na hy hierdie uitspraak gemaak het, volhard in die geloof. Dink terug aan vroeë dae toe God julle tot die lig gebring het, hoe julle in die stryd staande gebly het, toe julle baie moes ly. En dan wil ek net ter wille van die tyd lees ek net vers 35 tot dan by 39. Julle geloofsvertroue moet julle dus nie prys gee nie. Dit hou groot beloning in. Volharding is wat julle nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat hy beloof het.
nog net 'n kort tydjie en hy wat kom, sal kom en nie talle nie. En wie deur my vrygespreek is, omdat hy glo, sal lewe. Maar as hy terugdeins, het ek aan hom niks meer. Maar ons is nie van die wat terugdeins en verlore gaan. Nee, ons glo en ons sal lewe. Ons lees tot sover. Die teks waaroor ek graag 'n paar woorde met julle wil deel, is juis hierdie laaste gedeelte. Vers 38. En wie deur my vrygespreek is, omdat hy glo, sal lewe. Maar as hy terugdeins, het ek aan hom niks meer. Maar, en dan sê die Hebreërbriefskrywer, hy verklaar sy eie posisie. Hy sê, ons is nie van die wat terugdeins en verlore gaan. Nee, ons glo en ons sal lewe. Janneke, my oudste dogter, het ek verlede Woensdag gaan wegbring lughawe toe. En sy koop altyd van my een of ander oud geskenkie. Dis gewoonlik een van hierdie boeke, die Juig. Julle ken almal die Juig waarskynlik. Ek het hierdie boek gelees in die week terwyl ek besig was om die boodskap voor te berei. En ek kom hier op 'n artikel af wat my hare laat rys. En ek het gedink ek wil net vanmôre daarna verwys. Ek wil glad nie dit bespreek nie. Die artikel se naam is Kulturele Christendom. Dit handel oor 'n filantroop, Richard Dawkins. Hy sê ek is 'n kulturele Christen. Ek is nie een van die wat ons samelewing van ons Christelike geskiedenis wil suiwer nie. Hy sê dan ook die beroemde wetenskaplike en ateïs Richard Dawkins verwys na homself as 'n kulturele Christen, omdat hy sommige van die seremoniële en filantropiese aspekte van die Christendom bewonder. Dawkins is nie wedergebore. Hy beskou bloot Christendom as 'n etiket om te gebruik. Ek het 'n gesprek met 'n paar mense die afgelope tyd, maar oor my pad kom mense wat ken het, wat baie met my praat oor die kerk. Ek wil nie uitsprake maak oor die kerk vandag nie. Maar toe ek hierdie artikel lees, het ek net besef dat daar waarskynlik baie van ons kerkgangers is. Nou praat ek nie van die gemeente, praat van die geheel, wat vasgevang is in kulturele Christendom. Ek wil net enkeles aanhaal hierso. Hy sê hier, wat is die tekens van 'n kulturele Christendom? Hoor wat sê hy? Fokus op Jesus se liefde en aanvaarding, maar met die uitsluiting van Jesus se lering oor die hel, oor gehoorsaamheid en selfopoffer. Sê verdra of vier selfs volgehoue sonde, terwyl hulle daarop aanspraak maak dat hulle God ken. En dan herdefinieer Bybelse waarhede om kultuur te akkommodeer. So gaan hy aan met die lys. Julle kan gerus dit oorweeg om daai artikel in die hande te kry. Dit het my geweldig diep geraak en net weer onder die indruk gebring hoe blootgestel ons is aan die besonderse intellektuele vermoëns wat die Here vir ons gegee het, maar wat nie onder gesag staan van die inwonende Heilige Gees. Intellektuele vermoëns wat so magtig geword het, dat hulle 'n uitspraak maak oor die skrif, wat hulle vertolk volgens hulle begrip en hulle verstand, en dat die Heilige Gees wat kom leer en insig gee, eintlik geen plek daar het. Hierdie Dawkins sê, hoe lekker is dit vir hom om die Christelike beginsels
binne in sy werk as filosoof en filantroop, om dit daar te openbaar, want hy sê dit word aanvaar. Maar dis Christelike beginsels sonder Jesus. Dan vertel hy in hierdie artikel van 'n vrou wat van die Islam geloof oorgekom het na die Christelike geloof. En hy het met haar 'n onderhoud gehad. En hy het vir haar gevra, het dit enige betekenis vir jou? Sy sê, ja, dit het geweldige betekenis, want die onverdraagsaamheid van die Islam het ek verruil vir liefde en aanvaarding en ek akkommodeer. Maar Jesus is nie teenwoordig. En as ek dit sê, dan wil ek vir julle sê, vir hierdie kudde, dat vals lering en vals evangelie het regtig vandag vir ons 'n geweldig bedreiging. Dit mag die Here vir ons as kudde so waaksaam en sensitief maak daarvoor, dat ons deurlopend bewus sal wees van ons diepe afhanklikheid van die Heilige Gees, om ons te lei wanneer ons God se woord bestudeer. Ten spyte van alles wat ek en jy oor jare opgebou het, ten opsigte van insig en geleerdheid rondom die woord van die Here, ten opsigte van ervarings en wat ook al jy ervaar, sê ek vir jou, jy gaan met my saamstem. Ons bly diep afhanklik van die Heilige Gees se leiding. Mag nie van daai pad afwyk nie. Ek wil net in die terugverwys na ons geleese gedeelte, en ek wil net hierdie enkele aanhalings daar uithaal. En dit wil ek sê, my tema wat ek vanmôre aanbied is geloofsvertroue hou 'n groot beloning in. Ek sal weer terugkom daarna. In ons skrifgedeelte word die posisie van my en vir jou as wedergebore kind van die Here onomwonde duidelik beskryf. Ek het dit sommer opgesom deur te sê, ons het vrye toegang tot die heiligdom deur die bloed van Jesus. Niemand kan dit van ons wegneem. Dis 'n goddelike feit. Ten tweede, ons harte is gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggame is gewas met skoon water. Derdens, wanneer ons opsetlik bly sondig nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, moet ons verseker weet dat ons eintlik die Here Jesus weer kruisig. As ons weet en oortuig geword het dat ons 'n bepaalde sondige saak met die Here regmaak en ons opsetlik weer terugkeer na daardie sonde, dan vertrap ons eintlik die bloed en ons vertrap die genade van God. Adrian, ek haal nou maar weer vir jou aan. Paar weke gelede het jy met ons die nagmaal aan ons bedien en jy het by daardie besondere boodskap die klem geweldig laat val op die ingesteldheid wat ons moet hê voordat ons die nagmaal gebruik. En daar's 'n rede voor. Jy kan nie die nagmaalstafel by die nagmaalstafel gaan sit met 'n saak in jou hart wat nie reg is nie. Amen. Die bloed van die Here Jesus het te veel gekos. Amen. En die liggaam van Christus is so gebreek dat ons kan nie die brood neem, ons kan nie die beker drink, terwyl ons weet daar's 'n opsetlike saak wat nie met God reggemaak is. En dis waarom Paulus ook sê, dis waarom daar soveel siektes onder julle is. Hy sê, dit is verskriklik om te val in die hande van die lewende God. In hierdie artikel is hier 'n brief wat 'n predikant geskryf het aan sy kerk. Hy sê, ons het 'n fantastiese gemeente. Hy sê, maar weet julle wat? Ek hoor nie meer hier word gepreek oor sonde en oor
die hel en oor die wraak wat daar van God af ook kom, word net gepreek wat die mense wil hoor. Dan sê hy in die artikel, hy het nie eers 'n erkenning ontvang van die predikante dat hulle sy brief ontvang het. Geen reaksie. En broer en suster, ons is vandag, as jy net rondom ons kyk, ek hoef dit eintlik eers vir julle te sê nie, maar ek herhaal dit, man, verdra my daarvoor. Maar ons hele sekulêre wêreld, net byvoorbeeld dink aan advertensies. Die ganse advertensie wêreld en alles wat daarmee gepaard gaan, is ongelooflik mensgerig. Hulle vertel vir jou voor die tyd wat is jou probleem, en dan adverteer hulle produk. En jy gebruik dit. En dit is wat in die kerk ook vandag gebeur. Met die verkondiging van die evangelie. Mensgerig. En dan sê hy hier, julle, dit is nou ons as gelowiges, het 'n besitting wat ons van God gekry het, 'n erfenis, wat blywend en beter is as enige ander besitting. En dan by die teks wat ek graag net 'n paar gedagtes met julle wil deel. Wie deur die Here vrygespreek is, omdat hy glo, sal lewe. Maar as hy terugwens, het ek niks aan hom. Hebreërs 10:38. Dit is wat ek nou aangehaal het. Dit beklemtoon. Die Here sê uitdruklik, hy wat terugwens, die Here het aan hom niks. Ons kry dieselfde gedagte in Jakobus 1:6, waar die brief, die apostel sê, wanneer ons bid en ons twyfel, is ons soos 'n brander van die see, wat heen en weer gejaag word. En dan staan, sal daar 'n punt, en dan sê hy, die wat so twyfel, moet nie dink dat hulle iets van die Here sal ontvang. Nou, die woord terugwens kan 'n mens maar sommer in ons eie taal net vertaal om te sê, dis iets soos om bevrees te raak. Dit is iets soos om op 'n oomblik te ervaar, jou knie is lam. Jy kan nie die uitdaging wat voor jou lê aanpak nie. Dis asof jy 'n blokkasie ervaar om dit wat jy weet jy moet doen, nie te doen. Dan kom die vraag by ons, wanneer ons terugwens, en ek gebruik dan die woord twyfel, dan sal julle met my saamstem, dat twyfel die vermoë het om vir my en vir jou as kind van God te dryf. Dat dit ons van geestelike krag. Ons het daai energie, geestelike energie wat ons so intens nodig het, die verdwyn sommer so, omdat ons twyfel in ons harte toemaak. En julle sal ook weet, dat een van die vurige pyle, wat Satan voortdurend op ons gedagtes en op ons emosies afvuur, is die vurige pyl van twyfel. Julle sal ook saam met my stem. Toe hy Eva gaan besoek het, het hy net 'n eenvoudige vraag vir Eva gevra. Genesis 2. Het God gesê, is hom. En Jesaja 2. En daardie eenvoudige vraag het die verskriklike sondeval voorafgegaan. Dit is wat gebeur. Dis dieselfde Lucifer, toe hy in die hemel was, wat God uitgedaag het met sy rebellie en met sy hoogmoed, en God hom uit die hemel uitgewerp het, saam met 'n derde van die hemel. Dis dieselfde magtige Satan
waarmee ek en jy elke keer te doen kry, as hy sy vurige pyl op ons afskiet. En ek wil maar net een vurige pyl op konsentreer vanmôre, en dit is die pyl van twyfel. As ons sê dat hoe moet ons die pyl van twyfel hanteer? Want daar is nie 'n kind van die Here wat nie van tyd tot tyd by 'n plek kom waar onsekerheid so groot word dat hy of sy nie wil en kan handel. Dis asof hulle daar vassteek. En ek kan nie anders as om terug te gaan na Efesiërs 6 vers 11. Die bekende woorde wat Paulus gee, trek die volle wapenrusting, en nou moet ons mooi luister. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly, ondanks die listige aanslae van die duiwel. Ek wil die onderskeid maak, broers en susters, dis God wat die wapenrusting gee. Dis nie die gelowiges, die kerk, die eklesia, wat die wapenrusting gee. Dit is God wat die wapenrusting gee. Die belangrike wat ons moet onthou is, dis God wat die wapenrusting voorberei. En as ons die wapenrusting aantrek, en geroep word om dit aan te trek, dan is dit God se wapenrusting. Maar nou is daar 'n belangrike vangplek. As daar in my en in jou hart twyfel is, dan kan ons hierdie wapenrusting eintlik nie aantrek. Ek wil so ver gaan om te sê, dit is soos Dawid in die Ou Testament, toe hy daar by koning Saul kom, en daai goddelose Filistyn daar staan, Goliat. En hy daag die God van die Israeliete uit. En Dawid hoor dit en hy word in sy gees opstandig. Hoe kan die volk toelaat dat hulle God beledig word? En hy uiteindelik by Saul uitkom en hy vir Saul sê, maar ek sal vir Goliat aanvat. En Saul sy wapenrusting vir Dawid aanbied. En Dawid trek die wapenrusting aan. Dan ervaar hy, maar hierdie wapenrusting, hy is nie gemaklik in dit. Hy pas nie meer in hierdie wapenrusting. Hy trek dit uit, en hy gaan met sy gewone klere en 'n slingervel, en hy verslaan Goliat. Die verskil is dit, Dawid verklaar voor Saul, daar in 1 Samuel. Hy sê in 1 Samuel 17, sê hy vir die koning, hy sê, die God, wat my uit die kloue van die leeu, en uit die kloue van die beer bewaar het, sal my ook bewaar uit die kloue van die Filistyn. Daai Dawids gees, daai Dawids belydenis, het die verskil gemaak in die wapenrusting. Hy het in die naam van die Here, het hy Goliat genader, en het hom verslaan. En dit bring my ook by die belangrike ding waarmee ons vandag te doen het. En dit is die stryd wat ons het om die aanslae van Satan. Die term wat vandag gebruik word in Engels spiritual warfare, waaroor daar talle en talle en talle boeke geskryf is. Geestelike oorlogvoering. Wil ek tog net ietsiekie oor sê. En dit is maar net wat ek waarneem. En ek wil eerlik met julle wees, ek neem dit ook waar hier by Roma. Ek is nie hier om 'n oordeel uit te spreek nie, ek is ook nie hier oor om 'n mening te vorm, of 'n mening uit te spreek oor spiritual warfare. Ek het net 'n paar beklemtonings wat ek wil maak. Ons mense bid
Ons manne en ons vroue, ons bid vir mekaar, ons hoor van bepaalde goed, dit is reg so. Ons moet vir mekaar bid, ons moet vir mekaar intree. Maar ek hoor, ons bid en ons bind die bose magte. Ons breek die bande van die bose magte. Ons spreek die bose magte aan as dit daarop neerkom. Julle is ook bewus daarvan, waarskynlik ook baie deeglik, meer deeglik bewus is ek, dat sommige van ons geloofsleiers tydens bevryding, wanneer hulle in bevryding ingaan vir iemand help, vir 'n medebroer of medesuster, dat hulle demone aanspreek en baie keer demone beveel om hulle self te openbaar en die rede te vra waarom 'n demoon 'n bepaalde persoon beset. En dan vind daar 'n bevryding plaas. Daar's baie daaroor geskrywe. Ek het vir die Here gesê, en veral na die artikel gelees het, dit my so gestimuleer en diep daaroor gedink, en ek het ook na my eie lewe gekyk in my verlede, dat ek self die pad geloop het saam met iemand wat vir my gehelp het met bevryding. En ek vandag kan getuig dat die Here my bevry het, waarvoor ek innig dankbaar is, van my en my gesin. Dink ek is dit tog belangrik om die een besondere voorbeeld vir julle te doen. En dit staan in Judas. Ek dink as ek het reg het, ek net geleer kyk dat ek net my nie verkeerd aanhaal nie. Dit staan in Judas 9, vers 9. Staan hierin geskrywe: toe die engel en die duiwel gestry het oor die liggaam van Moses, wat het die engel Michael gedoen? Hy het vir Satan gesê, die Here self straf jou. Hy het nie die duiwel gebind nie, hy het nie die duiwel verjaag nie, hy het nie die duiwel op 'n ander manier aangespreek nie. Hy het net verklaar, die Here straf jou. Dit het my teruggebring na die Here Jesus self, toe hy in die woestyn was. En hy onthou dit, toe hy in die versoeking, toe Satan hom versoek het, as die seun van God, van die lewende God, hy toegang gehad om Jesus te nader. En die Here Jesus, Satan, net elke keer verwys na die woord. Dit staan geskrywe. Dit het my baie diep geraak. En ek het gevoel, ek wil met julle net 'n paar gedagtes daaroor deel. En ons almal ervaar vurige pyn. Die mees onskuldige pyn is die dodelikste pyn. Dit is die pyn van twyfel. Ek nooit vergeet die broer en suster. Die gedagtes wat ek met julle wil deel is die volgende. En dit het ek nogal by vriend, en dit eendag hier aangehaal. Die goeie steek nogal by my vas wat ons mense sê. 'n Bose gees kan nie in 'n wedergebore kind van die Here lewe. Die Heilige Gees en die bose gees kan nie saam van my en van jou besef, dat is nie moontlik. Dit is of die gees van die Here, of dit is die Satan met sy bose magte. Julle mag verskil van my, maar asseblief, ek sê dit nie as 'n doktrine nie, ek sê dit regtig net op grond van die Here se woord. Wat waar is, bose geeste kan 'n kind van die Here ongelooflik belas. Ja. En die onderskeid maak tussen beset en belas. En ek noem dit spesifiek, broer en suster, as ons bid vir mense. Die belangrikste, na my mening, soos ek die Here se woord verstaan,
is nie om vas te stel of dit 'n bose gees is wat die man belas. Die kernvraag is of daai man vir wie jy bid wedergebore is. Amen. As hy wedergebore is en hy is 'n kind van die Here, maar hy sukkel, dan kan jy hom op 'n ander manier benader. En ek wil afsluit om te sê met hierdie spesifieke punt. Die posisie van Satan is die volgende. Volgens Kolossense 3 vers 13, vers 14, vers 15. Satan is deur Christus in 'n triomftog weggevoer. Amen. Hy is oorwin. Hy is verslaan. Maar hy tree op en hy manifesteer asof hy in beheer is van alles, terwyl dit nie waar is nie. Ek het in die voorbereiding van hierdie gedeelte het ek 'n hele stuk studie gedoen oor Job, om te verstaan dat Job as 'n kind van die Here 'n geweldige aanslag by 2 geleenthede deur die Satan beleef het, wat God toegelaat het. En Job het staande gebly, ten spyte van die feit dat Satan met God se toestemming hom nakend gestroop het, dat hy niks gehad het. Tot sy gesondheid. En na dit verby is, toe seën die Here hom byna 10-voudig. En dan is die ander mooi voorbeeld vir my, wat my elke keer inspireer, is die voorbeeld van Paulus. Altyd die skeptiese mens wat twyfel en wat skepties is en krities is, sal sekerlik vir Paulus gesê het, Paulus, jy bid vir ander mense en jy word gesond, maar jy bid vir jouself en jy word nie gesond. Hoe werk dit? En God het besluit. Sal Paulus sê, die Satan het my met die vuis geslaan, hy het my getreiter. Ek het 3 maal tot God gebid, en God se antwoord was, my genade is vir jou genoeg. Die betekenis daarvan is, dat God is in beheer. Hy laat sekere dinge toe, maar hy is in volle beheer. Dis waarom die Hebreërbriefskrywer daar sê, julle moet julle geloofsvertroue oppas en vashou, want daarin is 'n groot beloning. Ten spyte van Satan se aanval, ten spyte van die vuurige pyle, moet ons aan God vashou met geloofsvertroue. Amen. Ek wil afsluit met my laaste punt, en dit is dan veral om net te sê, hoe hanteer ons dan uiteindelik hierdie vuurige pyle? En ek gee nie vir jou 'n aller antwoord, ek gee maar wat in die woord staan. En ek wil net sê dat wanneer ons bid vir 'n broer of 'n suster, wanneer ons die vuurige pyle van Satan beleef, dan moet ons die Satan weerstaan. En hy sal van ons wegvlug. En hoe weerstaan ons die Satan? Ons moet doen wat die engel gedoen het. Doen wat Jesus gedoen het. Staan op die woord van God. Broer en suster, weet julle, ek het al in die verlede dit hier gesê, en omdat dit my eie lewe so geweldig diep raak, en ek self daarmee van tyd tot tyd worstel. En dit is dat, om my posisie in Christus met helder verstand te verstaan, en met geloofsvertroue van myself toe te eien, en dit my eie te maak. Dit is die bottleneck. Ons word so dikwels weggevoer deur die goed wat gebeur rondom ons. Maar ons moet elke keer met die genade van die Here terugkeer na ons posisie. Amen. Ek is in Christus 'n nuwe mens. Amen. Ek is in Christus 'n oorwinnaar. Ek is in Christus
so beskerm. Satan kan my aanslag teen my voer, maar hy het geen reg op my. Sy reg om op my een of ander manier weg te voer, is aan die kruis finaal weggevat, behalwe as ek doen wat daar staan hier in die woord, opsetlik, met 'n duidelike gewete weet, dit wat ek doen is verkeerd. Dan moet jy verwag dat jou probleme meer en meer gaan doen. Broer en suster, en dan 'n duidelikheid oor die Satan se posisie. Ten spyte van sy manifestasies, dat jy weet, hy is 'n verslaane, oorwinnaar vyand. Amen. Ek het die voorbeeld, mag ek dit herhaal, in die verlede al genoem van Elia. Dit is vir my altyd so die wonderlike voorbeeld wat so lewendig van my altyd is. En, hy was eers onder die besembos, waar hy in absolute moedeloosheid neerslagtig lê, verslaan. Die Here hom daar versterk met 'n kruik water en brood, en hy daar opstaan en vir 40 dae en 40 nagte loop tot by die berg. Hoor ek. En toe hy daar bo op die berg opklim, toe kom hy daar by 'n grot. En Elia weet, God gaan hom ontmoet. En dan gebeur daar 4 goed. Eers 'n aardbewing. Dan staan daar, God was nie daar. Toe is daar 'n sterk wind. God was nie in die wind. En toe is daar 'n vuur. En God was nie in die vuur. En toe kom daar 'n stilte. Dan staan daar, Elia het sy gesig bedek. Toe praat die Here met hom. En broer en suster, dit is wat ons baie keer beleef as die vuurige pyle op ons afkom. Hoor wat ek vir u sê, ek sê vir u 9 vingers wys na myself. Ons word dikwels oorweldig deur die geraas van die wind, deur die vlamme van die vuur, en die aardbewing. En dan mis ons die stilte. Dit is waaragtig in die stilte waar die Here met my en met jou praat. En as jy jou posisie ingeneem het as kind van God, dan wil ek vir u sê, dan kan jy nogal die Satan weerstaan. Hy sal van jou wegvlug. Amen. Hy het geen aanspraak. Amen. En my gebed vanmôre is vir die klein kindertjie waarvan ek ook deel is, wat vir wie ek baie lief is, dat ons regtig hierdie een getuienis sal leef. Wie is ek in Christus? En dat dit my fondasie sal wees. Nou kom ek terug, ek sê ek sluit af na die woord wat ons gelees het. Hy wat terugdeins, ek het niks aan hom. Dis asof die Hebreërbriefskrywer vir ons eintlik hier wil sê, broer en suster, as julle terugdeins, dan staan julle eintlik buitekant God se voorsiening. Dis asof julle so 'n bietjie buitekant God se beskerming staan. Ek het dit saam gaan lees met Johannes 10, vers 38, daarom daar staan dat vir die wat die Vader my gegee het, van hulle sal niemand uit my hand geruk word. Toe gesê, maar Here, as ek nou by hierdie woord kom, dat ek opsetlik sondig, en ek weet, ek doen 'n ding verkeerd, maar ek doen hom ten spyte van die feit dat ek weet, hy is verkeerd. Dan sê die Here eintlik nie, ek is verlore. Niemand sal ons uit sy hand uitruk nie, maar daar's een feit wat soos 'n paal bo water staan. Dat so baie van ons kinders, die kinders van die Here, het verarm, geestelik verarm en verwaarloos. Terwyl die posisie wat die Here wil hê ons moet instap, is hierdie posisie van oorwinning. Wat Christus van ons aan die kruis behaal het.
As ek daai artikel lees, dan sê ek, mag God my bewaar, dat ek nooit sal verval in 'n krankheid. Amen. Maar dat ek waarlik 'n toegewyde kan verander, en dat my getuienis sal wees, ek weier om terug te dins. As die Satan jou aanval, weier om terug te dins. Staan op jou pos, bly op jou pos, soos die Efesiërs 6:11 sê. Bly op jou pos. En jy kan net op jou pos bly, as jou hart gesuiwer is van twyfel. Want as jy twyfel toelaat, broer en suster, so seker soos wat ons hier staan, dan wens ons terug. Mag die Here op 'n wonderlike wyse sy woord lewendig maak. En vir ons bemoedig en vir ons versterk. En onthou tog wat ek vanoggend gesê het, dit het my so aangegryp. Wedergeboorte. Broer en suster, as jy met 'n medebroer en met 'n medesuster handel, praat maar oor wedergeboorte. Daar waar die Heilige Gees die bekering bewerk het en die oortuiging van sonde bewerk het, daar is permanente werk. Amen. Maak nie saak wat gebeur. Maar daai werk wat die Heilige Gees gedoen het, is permanent. En dit vorm die basis om op te bou. En jy kan vir Satan sê, hierdie man is 'n wedergebore kind van die Here. Jy het op hom geen reg. Dit sal, na my mening, soos ek het verstaan, 'n dieper dimensie gee aan die voorbereiding wat ons moet doen. Wanneer ons iemand begelei, wanneer ons met iemand praat maar met wedergeboorte. Mag ek ook vir Karel aanhaal. Karel, dit het ek altyd waardeer, of gewaardeer. Ek en jy en 'n vriend, vir die predikant gaan bid by huis alweer. En toe ons met die vrou onderhoud gehad aan my huis. En jy het, nadat ons nou met haar gepraat het, toe vra jy vir die vrou, mevrou, is jy wedergebore? En sy was, my waarneming, sy was byna ondersteboor geskop. En dis wat ons moet doen. Ware Christendom begin by wedergeboorte. Amen. Dan kan ons die gebed van krag bid. En ons kan Satan met groot